Baie dankie vir die voorsangspan. Ek weet, dit is 'n bietjie moeilik vanmôre, maar julle het goed gedoen. Kom ons gee hulle net 'n handeklap vanmôre. Net die feit dat hulle kon niks soos ander gemaak het vanmôre gesê het, Johan, ek is siek, ek kom nie kerk toe nie. Maar hulle was hier. En ons is so dankbaar vir julle. Loof koning Jesus. Al ons maatjies, julle is so welkom saam met Tannie Mariet uit te beweeg. Sy gaan vir julle hier in die koffiekafee besig hou. En ek gaan vir jou 'n boodskap bring vanmôre uit Hebreërs. Jy is so welkom vir my na 'n welbekende gedeelte te blaai. Hebreërs hoofstuk 11, vers 1. So 'n bietjie praat oor geloof. Hebreërs hoofstuk 11, vers 1. En as jy wil, kan jy ook by Romeine 4, vers 18 oopmaak. Ek wil net 'n gedeelte daar uit Romeine 4 vir jou lees. Nou, hierdie gedeelte is 'n baie bekende gedeelte. Die woord sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Ek dink is 'n skrif wat ons op sonnaskool uit ons koppe uitgeleer ken het. En ek dink baie van ons kan dit nog resiteer, ons kan dit sê. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Dan Romeine 4:18 gaan oor die gedeelte van Abraham en hierdie gedeelte sê die volgende, hy sê, teen alle hoop het Abraham in die hoop geglo. Teen alle hoop. Teen alle menslikheid, teen alle wat onbereikbaar was, het hy bly glo. Hy het in hoop geglo. Nou ek wil vir jou, my tema vir oggend wat ek aan jou voor wil hou is, dat geloof is die titelakte van jou verlossing. As jy nou gedink het, ek gaan nou praat oor geloof en ek gaan nou name it en claim it en ek wil opeis wat ek kan glo, sal ek kry. Ek laat my so baie dink aan 'n vriend van my wat in my selgroep jare terug tot bekering geraak het en gekom het en hy het uit die Rooms-Katolieke kerk uitgekom en vandag is hy ook afgestudeer as 'n pastoor. Hy het nog net nie 'n gemeente waar hy die woord bedien nie, hy het 'n radiobediening en so gaan hy aan, maar hy het ook altyd gesê, maar hoekom kan ek nie die Here vra vir 'n Mercedes en ek glo en ek sal dit kry nie. Nou hierdie vers is nie daarop gebaseer vanmôre nie. Dit gaan nie oor wat jy nou graag wil hê en ek het wil kry nie. Geloof is die titelakte van jou verlossing. Met ander woorde, as ek sê titelakte, geloof is 'n vaste versekering, vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, 'n bewys van die dinge wat ek nie kan sien nie. So, ek wil vir jou sê vanoggend, deur jou geloof, ek weet nie hoe sterk jou geloof is nie, ek glo nie aan klein geloof nie, ek glo net aan minder geloof. Want baie ouens, die woord sê in elk geval, jy het net nodig om so groot geloof soos 'n mosterdsaad te hê. So hoe klein is jou geloof vanmôre? Of hoe glo jy vanmôre? Maar ek wil vir jou vanoggend sê, deur geloof neem in besit wat God jou beloof het. Weereens, ek praat nie van die materialistiese dinge nie. Ek praat nie van daai Mercedes nie, of daai groot, wat ook al ek wil hê in die lewe nie. Neem in besit wat God jou beloof het. So stel jou voor, dat jy 'n titelakte, ek dink almal weet wat se titelakte, ek gaan dit nou vir jou verduidelik. Stel jou voor dat jy die titelakte van 'n huis ontvang, wat jy nog nooit in jou lewe gesien het nie. En ek ontvang hierdie titelakte van 'n betroubare persoon, en hierdie persoon sê, dis joune. Wat gaan jy maak daarmee? Jy het nog nie die huis gesien nie, jy het nog nooit in hierdie huis ingegaan nie, maar hierdie persoon sê, dis joune. Wat maak jy daarmee? Gaan jy dit vat? Gaan jy dit aflag? Of gaan jy dit vir jouself ontvang en sê, dis myne, ek eis dit. Nou, weer eens, moenie op die materialistiese fokus vanmôre nie. Ek noem dit net vir jou, hoe werk dit vanmôre in geloof? Jy het nog nie daardie huis gesien nie, maar jy kry hierdie titelakte. Gaan jy hom vat? Of gaan jy hom los? En dit is presies wat hierdie gedeelte sê in Hebreërs. Dis hoe geloof werk. Dis 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, 'n bewys van die dinge wat ek nie kan sien nie. Jou geloof vanmôre is 'n hemelse titelakte wat jou posisie in God se familie verseker, vasmaak.
Jou geloof is jou hemelse titelakte wat selfs jou verlossing bevestig vanmôre. Kan jy glo jy's vry? Kan jy glo jy is bloedgewas, gered deur Christus? Kan jy glo jy's reeds 'n gesalfde en 'n geseënde van die Here? Of het jy nodig dat iemand vir jou op 'n WhatsApp 'n mime of 'n mimiek of iets moet stuur, 'n foto wat sê, stuur hierdie aan 5 persone en jy sal geseënd wees. Ek glo nie daaraan nie. Ek glo, omdat ek 'n bloedgewaste kind van God is ek reeds geseënd. Ek is reeds gesalf. Die woord van die Here sê jou hoof is met vreugdeolie gesalf. Dis wat die woord sê. En dis waar hierdie geloof inkom. Dis vir jou, dis 'n titelakte, dis 'n hemelse versekering wat vir jou gegee is. En jy moet dit in besit neem. Jy moet dit nie net in besit neem nie, maar jy moet dit uitleef. Jy moet daarin stap. Soos wat hierdie huis wat jy, titelakte wat jy kry, as jy hierdie titelakte kry, dan dit sê dis joune, dan gaan jy mos hierdie huis opsoek en jy gaan dit in besit neem. Jy gaan dit daarin stap. Dis wat geloof is. Geloof is, ek glo in ewigheid. Ek kan dit nog nie sien nie, ek glo in die ewigheid. Jy is dalk nie nou in die ewigheid nie, want ons leef in die sterflike, in die sterflike liggaam, geliefdes. Maar geloof verklaar, ewigheid is reeds myne. Dis joune. Het jy dit in besit geneem? Dis wat geloof vanmôre doen. Hebreërs 11:1, ek wil dit weer vir jou sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Waarop hoop jy vanmôre? Dis 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Daardie vaste vertroue, dit waaraan jy vashou, dis jou titelakte. Dis wat jy het. Nou wat is 'n titelakte? Dis 'n regsdokument. As jy weet, as jy huis gekoop het, dan sê daardie titelakte, dat hierdie huis, jy is die regmatige eienaar van daardie huis, en maak nie saak wat en wie, wat wil kom sê nie, niemand sal daardie huis van jou kan wegneem nie, want dit is joune. Dis joune. Dalk net vir 'n paar jaar behoort dit in die bank, maar na dit klaar betaal is dit joune. Dis joune mos. Nou in die geestelike terme, geliefdes, is geloof jou God gegewe titelakte. Dis jou bewys dat jy besit verlossing. Besit jy verlossing vanmôre? Hier is 'n amen of 2. Mense het 'n bietjie meer amens verwag. Besit jy verlossing vanmôre? Dan het jy nog nie hierdie titelakte in regmatigheid aan jouself toegeëien nie, geliefdes. Dit is jou bewys dat jy verlossing besit, al is jou verlossing nog nie heeltemal ten volle geopenbaar nie. Ons ken nou ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken, sê die woord van God. Jy sal ten volle in besit neem wat joune is. Al gaan jy deur beproewinge vandag, al gaan jy deur die aanslae wat die wêreld in jou lewe in wil plaas en in wil plant, al gaan jy soms deur storms, geliefdes, geloof bly vir jou sê, hierdie titelakte sê, ek is vry in Christus, ek is nie vasgebind in kettinge nie, ek is nie vasgebind in hierdie ewel van die wêreld nie, ek is vry in Christus. Dan leef jy ook vry in Christus. Jy leef nie soos hulle wat geen hoop het nie. Jy leef vry in Christus. Dis jou titelakte. Dis jou regmatige wat jy in jouself toeëien. Want soos 'n regstitelakte, geliefdes, eienaarskap van 'n eiendom bevestig, so bevestig jy geloof dat jy het 'n erfenis wat jy reeds in Christus ontvang het. Jy leef soontoe. Jy het dit reeds ontvang. Daarom kan ek vanmôre verklaar dat geloof, en as ek na hierdie gedeelte kyk, geloof is die kern, die middelpunt, die sentrum. Dis die kern van jou verlossing. Want as jy nie geloof in jou het nie, kan jy nie glo jy is verlos nie. Sal jy sukkel om vry te leef. Nou die Griekse woord vir hierdie gedeelte wat sê geloof, dan is 'n vaste vertroue. Griekse woord vir vaste vertroue beteken dis fondasie. Dis verwesenlik. Dis geankerd. So wat is geloof dan? Dis jou fondasie, dis jou anker waarin jy vas staan.
in dit waarin jy glo, of waarop jy hoop, waarin jy jou verlossing in toerus. Kom ons kyk na die voorbeeld van Abraham. Ek het dit vir jou gelees daar in Romeine 4:18. Teen alle hoop het Abraham nog steeds geglo in hoop. Die voorbeeld van Abraham. Ons almal ken die voorbeeld van Abraham. Abraham het nie 'n kind gehad nie. Hy en Sara was kinderloos gewees. Maar sy geloof was geanker, was verwesenlik in God se belofte, wat God vir hom gegee het. Toe God vir hom sê, Abraham, jy sal 'n groot nageslag hê. Jy sal die vader van vele wees. Nasies op nasies op nasies. En al het Abraham op daardie stadium nie 'n kind gehad nie. Dit was God se belofte aan hom gewees. En hy het 'n titelakte ontvang. Hy het dit vasgemaak in sy hart. Hy het die inhoud wat in hierdie titelakte is, hy het sy hoop daarop geplaas dat dit so sal wees. Dis wat hy geglo het. Sy geloof was die inhoud van dit wat God vir hom gegee het. Wat is jou inhoud en jou hoop vanmôre? Waarop is dit gestel? Of kom ek vra, wat moet ons hoop wees? Waarop moet dit gestel wees vanmôre? As ek kyk na hierdie voorbeeld van Abraham. Ek dink 'n kind van God, en ons weet God het vir Abraham 'n seun gegee, en hy teen hoop, teen die net natuurlike, teen die wette van die natuur waar dit kom by die vrou wat in hoë ouderdom is, en hy self wat in hoë ouderdom was, het hy bly glo. Teen hoop het hy hoop gehad. Dis wat die woord sê. Maar wat moet jou en my hoop wees vanmôre? Ons hoop moet wees, ons verwag 'n ewige lewe. Nie, ek wil soveel miljoene rande hê, en ek wil ook rykdom hê, en ek wil... Dis prosperity preaching. Mense wat hierdie vers gebruik vir dit, name it en claim it en sê dit en dit sal met jou goed gaan en so aan. Dis prosperity, moenie daarna luister nie. Dis nie wat hierdie sê nie. Jou en my hoop moenie vasgeanker wees in hierdie wêreld nie. Dis geanker op 'n ewige lewe. Dit wat God vir ons gee. Jou en my hoop moet wees geanker. Ons het 2 Sondae terug en daaroor gepraat. Moet geankerd wees in vergifnis, vryspraak, om vry te wees en te vergeef. Jou en my hoop moet wees in transformasie, waar ek verander volgens God se woord, waar ek heiligmaking nastreef, waar sonder niemand God sal sien nie. Dis waarin ons hoop moet wees. Dis wat ons moet najaag. Waar die wêreld sê, daar's geen hoop vir die kerk nie. Teen hoop is daar hoop vir die kerk. Ons glo, want dit is ons anker. Ons is vasgemaak daaraan. Ons hoop, geliefdes, moet gestel wees in verhouding met God. Geesgevulde leiding. Dis waarin ons hoop moet wees. Maar gewoonlik, wanneer dit kom by die geloof aspek, of wanneer dit kom by hoop, dan word ons hoop gestel in omstandighede. Kom ons wees eerlik met mekaar. Ons menswees wil eerder hoop plaas in hierdie omstandigheid wat moet verander. Ons hoop is dikwels in dit wat ek wil ontvang, dit wat ek wil hê in die lewe. Ons hoop is dit dikwels op emosies gebaseer, of deur emosies gedryf, wat die oorhand in jou lewe kry. Maar ons hoop moet vasgemaak wees in Christus, en Christus alleen. Al kan jy hom nie sien vanmôre nie, jy ervaar hom deur sy gees in jou hart. Want om op hierdie ander goed te hoop, geliefdes, dis die verkeerde fondasie in ons lewe. Dis die verkeerde anker waarin ons vasvang, of waarin ons vashou. En daar's so baie dierbare kinders van God wat hoop en vashou op die verkeerde. En hulle mis uit op soveel heerlikheid wat God vir hulle wil gee. Waar hy hulle wil bring, waar hy hulle wil plaas in hierdie journey saam met hom. So ek dink ons fokus moet verskuif word, geliefdes, dat ons hoop op goddelike versekering. Dis waar ons fokus moet wees, goddelike versekering. Ons hoop moet wees op God gegewe beloftes, nie my beloftes nie. Wat ek wil in die lewe nie, maar wat God wil. Ken hom in al jou weë. En hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Hoop is nie goeie wense wat ek wil hoor, omdat ek glo dat dinge in my lewe moet so en so of so wees nie. Jy kry baie van hierdie mense, ek gaan eerder na 'n diens toe waar die profeet daarvoor staan en vir my net vertel hoe goed dit met my sal gaan, en die Here gaan vir jou soveel en soveel en soveel, en dis die verkeerde hoop.
Dis verkeerde leerstelling. Hoop is nie gefokus op voorspoed nie. Ons hoop moet geankerd wees in God se beloftes, wat God se woord vir ons gee. Soos Abraham, wat God se belofte geglo het, dat hy vader van baie sal wees. Hy het teen hoop op hoop geglo. Toe God vir hom sê, gaan offer jou seun Isak, het hy teen hoop op hoop nog steeds bly glo, dat God sal, al gee hy hierdie seun, of hy offer hierdie seun vir God, sal God bonatuurlik nog steeds my seun opwek, want hy het my beloof, ek sal 'n vader van baie nasies wees. Daarom kon hy gehoorsaam wees om te doen wat God van hom verlang het. Hy het teen hoop op hoop geglo. God sal die bonatuurlike in jou lewe ook voorsien. Nou as ons praat van die bonatuurlike, dan praat ons nie van materialistiese dinge nie. Dis geestelike gawes, dis geestelike heiligmaking, dis geestelike werke vir hom in sy koninkryk, wat ek en jy vermag. Dis wat ons doen vir hom, om sy koninkryk te bevorder. Hy sal ons daarin seën. Maar jy moet daar instap, jy moet hoop op hoop hê. Dit is 'n fondasie. Sy hoop was op die belofte en sy geloof, Abraham se geloof, was die bewys van die onsigbare, wat hy nie kon sien nie. En hy het daarvolgens geleef. Nou geliefdes, net soos wat jy kyk na 'n transaksie, as jy 'n transaksie het wat afgehandel is, wat gebeur gewoonlik? Jy kry 'n kwitansie mos vir hierdie transaksie. En hierdie kwitansie is mos die bewys dat hierdie transaksie is afgelewer. So is jou geloof ook die bewys. Dit bevestig dat jou verlossing is volkome in Christus. Dis jou geloof. As jy Romeine 4:18 lees, sien jy dat Abraham het teen hoop op hoop geglo, dat hy die vader van baie nasies sal wees. Soos wat daar gesê is, God het gesê, so sal jou nageslag wees. Sy menslikheid sou dit nooit kon verklaar het nie. Sy menslikheid, ek dink, dis hoekom Sarah ook vir hom gelag het, want sy het gesê, ons is ver in die ouderdom. Sy het gedink, dit was 'n grap gewees, toe God met hierdie woord na hulle toe kom. Sy menslikheid en haar menslikheid en almal rondom hulle, sou dit nooit kon verklaar het nie. Maar haar menslike hoop, twyfel, het hy nog steeds geglo in dit wat God vir hom gegee het. Sy hoop in geloof het hom laat sien wat die sigbare oog nie kon sien nie. Laat jou hoop jou vanmôre sien wat jou sigbare oog nie kan sien oor die ewigheid en die verlossingsplan wat God vir jou het nie. Kan jy dit ervaar vanmôre? Kan jy daar volgens leef vanmôre? Abraham het geweet dat die transaksie van God se onsigbare belofte was sy behoud gewees. Dit was sy geestelike kwitansie. Hoekom gee ek en jy dan as kind van God so maklik op? Dit gebeur so maklik. As dinge nie my way gaan nie, dan wil ek oppak en weghardloop. Of ek wil met sekere mense niks te doen hê nie. Ek is kwaad. Soms kwaad vir God. Ek weet, ek was ook daar gewees. Want jou menslikheid verloor soms daardie hoop. Soms misplaas ons hierdie kwitansie. En dan vertrou ons nie God genoeg nie. Maar geliefdes, deur sy genade kom hy nog steeds en versterk jou geloof en jou hoop. Hierdie geestelike transaksie, ek noem dit genade uit God se hand, is nog steeds beskikbaar vir ons. Dit vind nog steeds plaas. Is nog steeds daar vir jou. Geloof dan is 'n vaste vertroue op jou verlossing. Al sien jy dit nie nou nie. Maak nie saak wat jou lewe aanslaan nie. Maar is een ding waarvoor jy leef. Jy leef as verloste vir die koninkryk van God. Geloof is die kwitansie. Geloof getuig van die werklikheid daarvan. 2 Korintiërs 5:7 sê, jy wandel deur die geloof.
Gebruik hierdie geestelike kwitansie in jou lewe. Jy wandel deur die geloof. Jy wandel nie deur aanskouing nie. Daarom moenie dit verloor nie. Moenie die hoop verloor nie. Abraham het nooit hoop verloor nie. Daarom was hy vader van baie nasies. Hy is vandag jou geestelike vader ook. As kind van God. Hy is die vader van geloof. En God het deurgekom vir hom. Hy het deurgekom vir jou en vir my ook. Ons het dit nou gesing. Daai liedjie wat ons gesing het. He was a rescue for sinners. Dis jou hoop. Rescue for sinners. Hy het jou kom red. Hy het my kom red. En al word jou geloof soms getoets, geliefdes, in hierdie lewe, want dit gaan getoets word. Daardie titelakte van geloof wat jy ontvang het, hierdie titelakte, geliefdes, sal nooit herroep of gekanselleer kan word nie. Die woord van God sê niks en niemand sal jou uit sy hand uit kan red nie, of kan weggeruk nie. Dit sal nooit gekanselleer kan word nie. Romeine 5 vers 3 tot 4 sê die volgende, ons roem ook in die verdrukking, daar sal versoekinge kom, geliefdes, maar roem in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid weer hoop. Jy vind weer hierdie geestelike transaksie, al het hy weggeraak vir 'n oomblik. Jy vind hom weer deur die krag en die genade van God. Beproewings is so storms wat teen jou 'n geestelike fondasie sal kom slaan, geliefdes, maar beproewinge sal nooit weens geloof die waarde van hierdie titelakte wat jy ontvang het kom verander nie. Storms kan dit nie kom wegneem van jou af nie. Al wat 'n beproewing doen is, dit bring vir jou deursettingsvermoë as jy kind van God is. Dit leer jou. Dit vorm karakter binne in jou, om sterk te staan. En dit help jou om verder voort te bou op hoop. Het jy gedink vir 'n oomblik toe Abraham die opdrag kry, gaan offer vir Isak, dit was nie vir hom 'n storm gewees nie. Maar God het my dan beloof, ek gaan 'n vader van baie nasies wees, hier is my enigste erfgenaam, nou moet ek hom gaan doodmaak vir u. Dit was 'n storm in sy lewe, maar hierdie geestelike titelakte het hom laat staande bly, geliefdes, al het hierdie storms geslaan, al het hierdie beproewinge gekom, hierdie titelakte van geloof het hom nog steeds op hoop gehou. Hy teen hoop op hoop vertrou. Dit is die antwoord. Beproewing, aanslag, storms, kom verfyn jou geloof. En dit sal jou daaraan herinner, Romeine 8:28, dat maak nie saak wat gebeur nie. Ek dink Abraham het dit ook hierdie lied in sy hart gesing, maak nie saak nie, ons so pad na die plek wat God vir my gaan aanwys, maar alle dinge sal ten goeie meewerk. Dis my titelakte. Alles sal ten goeie meewerk, vir diegene wat aan hulle geloof vashou. Hierdie titelakte, hierdie geloof wat jy het, geliefdes, waarin jy vashou, die kosbaarste daarvan is, en ek dink dit het Abraham ook besef, dit bewaar jou identiteit in Christus. Jou titelakte bewaar jou identiteit in Christus. Jou titelakte gee definisie aan jou identiteit in Christus. Dis wat die titelakte doen. Weet jy wat? Nie een van ons, ek ingesluit, jy wat daar sit, het verlossing verdien nie. Nie een van ons nie. Ons het dit ontvang deur die gawe van geloof. In Efesiërs 2:8-9 sal jy daaraan herinner dat jy deur genade gered is. Dis jou identiteit. Jy is deur genade gered, deur die geloof wat 'n gawe van God is. Hierdie titelakte het jy van hom gekry. Nie uit jou eie werke uit nie, nie uit prestasie uit nie, maar uit God uit. Een middag toe stap daar, en ek gaan nou nie kerkgenootskap noem nie, stap daar groep mense by my huis, en die jongman kom praat met my, en hulle deel pamflette uit, en dan wil hulle met jou nou praat, en ek dink julle sal nou weet van wie ek praat. Hulle is nou die laaste tyd weer baie aktief in die dorp. En ek sê, is reg, ek gaan hierdie pamflet by jou vat. Maar sê my net een ding. Sê my net een ding. Jy noem jouself nou 'n getuie. Hy sê, ja. Ek sê, getuig 'n bietjie vir my oor God se bekering wat oor jou gekom het. Nee oom, ek
ek het maar so in die stelsel groot geword, maar laat ek my oudste gaan roep, hy's net hier bo in die straat. Hy is meer ervaar op hierdie vlak. Sy identiteit is nie vas in Christus nie. Dis nie 'n stelsel nie, dis nie werke nie. Dis wie ek kan verklaar wie ek in God is, want sy genade het my vrygekoop. Hy het nie eens met sy oudste daar opgekom nie. Vandag stap hulle verby my huis, hulle klop nie eens in my hek om met my te praat nie. Want hulle weet, ek gaan vir hom sê getuig bietjie van die genade wat jy ontvang het. Dis jou identiteit, jou hoop, jou geloof, jou titelakte, maak jou identiteit vas. Jy kan nie ophou praat daarvan nie. Ek het met hom gedeel hoe die Here my hart gered het en my geroep het vir die bediening en alles, en ek kon sien hy trippel so 'n bietjie rond en hy weet nie, en hy wil net gaan, hy wil die oudste gaan roep, maar hy het nooit teruggekom nie. Dis wat geloof doen. Dit bewaar jou identiteit. Maak nie saak wat teen jou storms, wat se storms kom nie. Niks sal jou kan verslaan nie. Niks sal hierdie identiteit van jou kan wegneem nie. Jy is verseker 'n bloedgewaste kind van God. Want geloof, hierdie hoop, geliefdes, hierdie titelakte maak jou 'n wettige erfgenaam van 'n hemelse belofte en dit verseker jou posisie in God is ek is 'n kind van God. Dis wie ek is. Bloedgewaste kind van God. So geloof word nie gebaseer op gevoelens nie. Baie mense wil geloof baseer op gevoelens. Baie mense wil geloof baseer op omstandighede. As ek net ietsie kan ervaar in die diens vanmôre, dan sal ek weer kan glo. Dis nie geloof nie, geliefdes. Dis emosie, dis gevoelens. Dis iets wat jy wil hê. Kom net weer in jou binnekamer by God en jy sal hom ervaar. Maar geloof sê, jy is kind van God. Jy hoef hom nie te ervaar vanmôre nie. Jy weet, hierdie versekering, hierdie titelakte sê, deur sy gees woon hy binne in my. En as ek hom nie ervaar nie, moet ek net weer in my binnekamer kom en 'n bietjie nader aan hom kom. Om net weer vas te maak wat ek dalk verafskuw, wat ek dalk nalat. Maar geloof kom deur genade. Efesiërs 2:8-9 sê, want uit genade deur julle geloof is jy gered. Dis jou titelakte, jy het dit gekry. So ek wil sluit vanmôre, as jy hierdie titelakte kan vat vanmôre, en jy kan dit jou eien, en jy kan sê, dis my geloof, en ek staan sterk in my geloof, dan wil ek vir jou kom uitdaag vanmôre, kerk van die Here, hou dan vas aan jou geloof. Hou vas aan jou titelakte wat jy gekry het. Hou vas, want as twyfel kom, sal jy staan. Jy sal nie val nie. Hoe dikwels val ons wanneer twyfel kom? So moet ons nie vashou in ons geloof nie. Ons hou nie vas in hierdie titelakte nie. Ons hou nie vas in hierdie identiteit wat ons gekry het nie. As twyfel in die deur van jou hart kom klop, geliefdes, sal jy jou geloof kan bewys in woord, in daad en in optrede. As iemand in jou deur klop en sê, vat hierdie pamfletjie en ek wil jou geloof staan vas. Jy bewys jou geloof in daad, in optrede. En ook in jou woord wat jy spreek. Hou vas, want wanneer die vyand leuns in jou ore wil kom fluister, en dit gebeur so dikwels, dat die vyand met leuns na ons toe kom, geliefdes, dan sal geloof dien, as hierdie titelakte, dat ek is vry in Christus. Baie keer gebeur dit, en ek het dit al baie gehoor, en in my onkunde het ek dit ook al baie keer gebruik. Kry ek seer, mense maak my seer, dit gebeur, mense maak seer. Laat ek nou vir jou waarheid vertel, selfs in die kerk maak mense jou seer. Soek jy 'n volmaakte kerk, as jy by die verkeerde plek. Want daar is nie 'n volmaakte kerk nie. Daar is nie 'n volmaakte kerk nie. Maar selfs in die kerk gaan mense seer kry. En dan sê ons, is dit hoe 'n kind van God optree, dan wil ek nie een wees nie. As jy al daai woorde gebruik het, bely, want wat spreek jy oor jouself? Bely, rebuke daai woorde. Maar dis mense maak foute, mense stel te leer, maar kom nog steeds by God uit. Leef nog steeds vir God, staan nog steeds sterk in hierdie titelakte van geloof. Ek staan sterk in Christus, ek staan sterk, want Christus sal my deurdra. Hou vas, as die vyand leuns in jou oor kom fluister.
en vat geestelike eienaarskap in wat jy glo. Vat geestelike eienaarskap in waarvoor jy staan vanmôre. Want die wêreld kan jou so maklik verkleineer, dan, kry my net jammer. Maar staan op en staan vas, waarvoor jy glo, geliefdes. Ek glo in 'n vrymakingskrag van God. Ek glo in 'n ewige Vader. Ek glo in 'n hiernamaals. Ek glo in 'n koning wat kom en ons kom verlos. Ek glo in 'n ewigheid saam met my Skepper. Staan vas daaraan. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat jy hoop, 'n bewys van die dinge wat jy kan sien nie. Daarom kerk, verbind jouself om deur geloof te wandel. Verbind jouself om deur geloof vas te staan in die wete dat verlossing is reeds joune. Moenie twyfel nie. Hebreërs 10:23 sê die volgende en ek sluit hiermee. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Want hy wat dit beloof het, is getrou. Hy's getrou. Moenie dat geloof van jou wegseil nie. Dis jou wettige aanspraak op verlossing. Dis jou wettige aanspraak op die erfstuk. Dan sal jy leef met vrymoedigheid en jy sal weet, ek is vry. Ek is vry in Christus. Wil jy nie vir 'n oomblik jou oë sluit nie? Wil jy ietsie sê? Wil jy nie vir 'n oomblik jou oë sluit nie? Twyfel jy? Wonder jy dalk soms? Ek gaan vir Gerdus net terwyl jou oë gesluit is 'n oomblik gee om net vir ons te, ek voel hy moet dit nou sê voor ons verder gaan. Die eerste keer wat ek so iets nou doen, ek het die laaste 4 maande aan 'n kursus gewerk en ek het maandagoggend 5:11 sit ek daar so en ek voel ek so op die punt van ingee en ek stuur vir Andrea WhatsApp en ek sê vir haar, ek gaan dit nie maak nie. En sy stuur net vir my terug, ek weet jy kan dit doen. En daar besef ek met hierdie angs wat oor my sit, met 'n fisiese pyn wat oor my bors kom, besef ek maar, ek het die toetse geslaag, dit sit in my om dit te kan doen, en net daar so toe, draai ek om, en ek gee oor, en ek besef, ek gaan opgee, en nie ingee nie, en ek het opgegee, en die wete dat, ek weet ek kan dit insit, maar ek kort die kalmte, en ek het vir God gevra, gee my net die kalmte, om hierdie projek te kan klaarmaak, want ek het geweet, met 3/4 van die projek klaar, gaan ek dit die volgende oggend, die dinsdagoggend terugkry, met regstellings wat gemaak moet word, en die laaste kwart wat moet voltooi word. En ek het hierdie rustigheid oor my gekry, en daar het 'n liedjie in my kop ingekom, wat ek die laaste tyd na luister, waar hulle sê, sing, asof jy al reeds gewen het. En tot 'n totale rustigheid oor my gekom. Ek was so rustig gewees in die feit dat ek die dinsdagmiddag nog 'n middagslaapie kon vat. Ek het die aand die tyd ingesit en my 3,5 ure voordat die finale projek moes ingedien word, was ek klaar gewees. En ek wil net vanoggend sê, al is dit so 'n klein ding soos 'n projek, net om weer jou geloof en jou toevlug na God toe te gee. As hy dit met so 'n klein ding kan doen, wat anders sal hy nie vir ons doen nie. Amen. Loof koning Jesus. Jou identiteit, jou titelakte, wat vir jou vasmaak in God sê vir jou, ek is tot alles in staat, deur hom wat my die krag gee. Twyfel jy vanmôre? Wil jy nie net daar waar jy sit jou oë vir 'n oomblik sluit nie? Verloor jy so 'n bietjie van jou geloof? Het jy 'n mate van twyfel in jou vanmôre? Is ek werklik erfgenaam van Christus? Ek wil jy met daai sekerheid en daai versekering kry vanmôre, dat
al kan jy dit nie sien nie, geloof is jou vaste vertroue op dit wat jy hoop, vrymaking, verlossing in Christus, kunskap, identiteit, bewys van dit wat jy nie kan sien nie. Die wêreld sal vir jou sê, jy glo in 'n onsigbare God, ek sê ja, hy is sigbaar in my lewe, hy is nie onsigbaar nie. Want as jy na my kyk en ek kyk in die spieël, dan sien ek 'n refleksie van God se beeld in my. Hy is sigbaar. Maar ons raak so in verwondering soms in ons twyfel, of is ons werklik bloedgewas, ons werklik kind van God. En ek wil hê jy moet vanmôre weer hierdie titelakte opneem en sê ek is vry in Christus. Vader, kom help my met hierdie twyfel. Kom help my met hierdie stryd wat ek stry. Kom help my teen hierdie ongeloof. Want dit kan net geloof wees of ongeloof. Daar is nie 'n tussenin nie. Kom help my weer, dat ek weer kan opstaan en my identiteit terug eis in Christus. En dat ek dan in daad en woord Christus sal uitleef daar buite. As jy in hierdie gebed ingesluit wil wees, net die hand opsteek en weer laat sak. Dankie, jy kan hom weer laat sak. Dis hande wat opgaan. Jy kan hom weer laat sak. God ken jou hart. Hy ken jou twyfel. Hy ken jou terughoud in die lewe. Hy ken daar waar jy sukkel in jou geloof. Ek wil hê, jy wat jou hand opgesteek het, jy gaan nie vir my opstaan nie, maar maak net jou hart oop vanmôre vir God. Sê vir jouself, ek aanvaar hierdie titelakte wat God nou aan my hart plaas. I accept, Lord. Ek twyfel nie meer nie, want ek is 'n bloedgewaste kind van God. Vader, U het die hande gesien, en dankie dat U nog steeds die gawe van geloof in harte plaas vanmôre. Want U is die gewer van hierdie gawe, sê die woord. En dankie dat hierdie individu wat hulle hande opgesteek het, hierdie titelakte nou kan vat en sê, dis myne, God het dit vir my gegee, ek leef nou daarin en daarmee. En geen twyfel sal meer op my pad kom nie, want ek staan vas, geankerd, teen hoop, met hoop, dat God alles ten goeie sal meewerk in my lewe. Vader, as ek twyfel moet bely, dan wil ek dit nou kom bely in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek wil kom vra, Vader, vergewe my van hierdie twyfel, maar kom versterk hulle nou, in Jesus naam. Mag die hemele, en alles wat in die hemele is, die wil van Vader daaruit, ook oor hulle lewe, nou losgemaak word, in Jesus naam. En mag hulle versterk opstaan, sonder twyfel, en sê, ek stap hierdie pad, met geloof in my hart, vir die ewigheid, om by U te wees. Ek leef my tot U, in Jesus naam. Amen, en amen. Loof Koning Jesus, mag jy geseën wees, die woord gaan nadink, mag jy ook hierdie week ingaan met die wete, dat God is met jou. Ons gaan laaste lied in slotte saam sing, en dan is jy so welkom as ons afgesluit het, om hier by die koffiekafee by mekaar te kom, en dan net 'n koffie en 'n koeldrank saam te geniet. Die verversing sal ons weer gee wanneer die vakansie verby is. Maar jy is so welkom nog daar in die sonnetjie te kuier. Ek sien hierdie week wat kom, is die winter so half weg. Dit lyk my die lente is op pad. Ons is dankbaar, maar moenie die koue fronte afskryf nie, hulle kom nog. Daar gaan nog 'n paar wees, maar ek sien 'n goeie week van temperature wat voor lê. Pas jouself mooi op en hou jou warm in die koel oggende. Ons moet maar, dis maar wintertyd. En as jy nalatig is en jy gaan vroegoggend uit om te gaan oefen, dan moet jy weet, jy gaan maar 'n verkouetjie kry. Hier is die bewys daarvan. So bly maar in die warm bed as jy nie nou moet uitgaan nie, maar pas jouself op, die Here seën jou. Amen.